Verdeeldheid. Ons lees 1 Korintiërs 1 vers 4 tot 17. Paulus rig die brief aan die gemeente van God in Korinthe. Ek dink jy moet vir my nog 'n sinnetjie invoeg by die aanhef. Hierdie brief gaan opslaa maak en dalk gaan baie meer mense as net die gemeentelede in Korinthe dit lees. En dan vra Paulus vir Sosthenes om die volgende na geroepe heiliges in te skryf. Saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here. Paulus glimlag. Ja, ek wonder daarom hoeveel mense ooit hierdie brief sal lees. Kyk, as 'n paar honderd mense hierdie brief onder oë kan kry, dan sal ek 'n baie gelukkige man wees. Wie weet, dalk doen ons hierdie brief vir die volgende jaar of 2, 3, nog steeds sy rondes onder die gemeentes. Inderdaad kan al die gemeentes hieruit leer. Ja, min het Paulus geweet, dat hierdie brief vir die volgende 2000 jaar nog steeds kruis en dwars reg rondom die wêreld sou gaan, en dat baie miljoene mense dit sou lees en daaruit leer. Daai paar honderd wat hy dalk 'n gedagte gehad het sy stoutste verwagtinge ver oortref. Sou hy dalk die brief anders bewoord het, as hy dit geweet het? Ek twyfel. Kom ons sluit die aanhef af met 'n seënwens, sê Paulus vir sy sekretaris. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Paulus dink diep na oor sy seënwens. Weet jy, ek voel so jammer vir daai arme mense wat so mislei word. Die morele verval in Korinthe is skokkend, en dan is daar boonop die verskriklike verdeeldheid, selfs hofsaake tussen gemeentelede. Hoe bitter nodig het hulle nie juis nou hierdie seënwens nie. Die arme mense het God se vrede en sy heerlike genade so broodnodig. Dis my innige gebed dat hulle dit werklik sal ervaar, maar ook al die ander mense wat hierdie brief lees. Sosthenes knik instemmend. Amen. Nou volg die gebruikelike danksegging. En Paulus moet eers baie mooi dink of daar werklik iets is waarvoor hy kan dankie sê in die gemeente, veral na al hierdie ontstellende berigte. Ek dank my God deurentyd oor julle en vir die genade van God wat aan julle gegee is in Christus Jesus. Begin Paulus half huiwerig. Maar hoe meer hy dink, hoe meer mooi dinge sien hy tog, ten spyte van die lelike. Kyk, in daai gemeente is daar 'n oorvloed van kennis van die woord, en daar's 'n verwagting na Jesus se wederkoms. Boonop is die boodskap van Christus goed onder hulle gevestig. Ja, inderdaad, is daar baie om voor dankbaar te wees. Want deur hom is julle in alle opsigte verryk in elke woord en in alle kennis, dikteer Paulus voort, terwyl Sosthenes die skerp gemaakte gansveer laat dans oor die perkament. Met die danksegging afgehandel, haal Paulus 'n slag diep asem. Nou kom hy by die moeilike deel. Hy moet die probleme in die gemeente een vir een pak en aan die kaak stel. Die eerste groot probleem is by die verdeeldheid wat dreig om die gemeente uitmekaar te skeur. Ek pleit by julle broers in die naam van ons Here Jesus Christus dat julle almal eensstemmig sal wees en dat daar nie verdeeldheid onder julle sal wees nie. Dan praat hy oor die onding, dat elkeen agter sy eie leraar aanhardloop. Is Christus verdeel? Paulus is tog nie gekruisig nie.
Of is julle dan in die naam van Paulus gedoop? Paulus troos hom in die feit dat hy, buiten vir 2 of 3 mense, niemand anderste in daai gemeente gedoop het nie, want anders sou hulle dalk nog gesê het, dat hulle in sy naam gedoop is. Verdeeldheid is 'n afskuwelike ding. Ons eie gemeente is oor jare by minstens 4 geleenthede, so byna uitmekaar geskeur. En elke keer het dit aaklige letsels agtergelaat, waarvan sommige vandag nog steeds nie heeltemal geheel het nie. Dis iets wat die kerk bitterlike groot skade kan berokken. Verdeeldheid word dikwels veroorsaak deur sogenaamde edele dinge en persone wat onverbiddelik by hulle standpunte staan en almal wil dwing om daarbey in te val. In die proses probeer hy dan soveel moontlik mense beïnvloed om soos hy te dink. Die probleem is dat hoe meer mense hy oorreed, hoe sterker raak die teenstand teen sy gedagtes. En as niemand wil kop gee nie, dan het jy verdeeldheid. Dalk selfs totale skeuring. As ons maar net kan leer om mekaar in liefde te respekteer en te weet dat mense altyd gaan verskil oor sekere dinge, dan sal daar soveel minder verdeeldheid wees. As ons maar net Jesus se liefdesgebod sal onthou, dan kan daar nie verdeeldheid wees nie. Hy het gesê dat hy ons 'n nuwe gebod gee, dat ons mekaar moet lief hê. Dis nou ons medegelowiges. Maar verdeeldheid kweek haat, en dan is al die liefde daarmee heen. Moeilike mense sal daar altyd in elke gemeente wees. In plaas daarvan om so 'n persoon sommer net af te skiet, kom ons gaan sit in liefde saam met hom en luister na sy kant ook, en dan probeer ons om iewers tot 'n vergelyk te kom. Al beteken dit dan ook dat ons die minste moet wees. Kom ons bid. Here, help ons asseblief om ten alle te koste verdeeldheid te vermy. Geef vir ons ware liefde en baie wysheid. Amen.